Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan begin oudergewoonte met 'n toetredelied, vonk 136. Ons sing dit 2 maal. Dan bly ons staan vir die foto met die seun en direk daarna die lofsang, gesang 190, verse 1, 2 en 3. Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U kom toe die lof, die dank, die eer en die aanbidding, van nou af tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en van Jesus Christus die Here. Amen. Broers en susters, in Job 11 vers 11 lees ons: God ken skynheilige mense. Hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan God se wet volgens Eksodus 20.
Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die Here en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 243 verse 1, 3 en 9. Twee nee. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit die Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader,
wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewenmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 260, strofe 1 en 11. Broers en susters, ons het vanoggend ook kinderkerk en ek wil geleentheid gee vir die kinders wat hier is, wat graag kinderkerk wil bywoon, dat hulle nou kan uitstap en dan in hulle lokaal by mekaar kom. Ons lees vanoggend saam uit die Evangelie van Johannes, Johannes hoofstuk 21 vers 1 tot 19. Die opskrif hier is: Jesus verskyn nog 'n keer aan sy disippels en Petrus kry opnuut weer sy opdrag. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur: Simon Petrus en Thomas, wat ook Didymus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê toe vir hulle: Ek gaan vis vang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan
Maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit. Dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi, en vanweer die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was skaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom die 3de keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui watter soort dood, of met watter soort dood, Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Ons lees net tot sover. Elke mens wat die woord van die Here hoor, en elke oomblik ook daarvolgens lewe, is 'n gelukkige mens. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons kan stil raak voor U vanoggend as U kinders. Dankie Here vir die geloof om te kan glo, dat ons nie alleen hier is nie, maar dat ons vanoggend hier in U teenwoordigheid is. Op 'n besondere manier kom U aan die woord vanoggend. Kom U met ons praat. Here, en daarvoor loof en prys ons U, want U hou nie ons sonde teen ons nie. U steek U arms na ons toe uit en nooi ons
U sê dat wanneer ons moeg is, ons na U toe moet kom en nuwe krag kom kry. Daar is geen iemand anders wat so 'n uitnodiging aan ons rig en vir ons gee, Here, wat U vir ons gee nie. U is die enigste God, die almagtige, die gans andere, die ewige God. En dankie dat ons U kinders mag wees. Dankie, Here, dat ons dit wat ons pla en ook dit wat ons bly maak aan die voete kan kom neerlê, dit vir U kan gee en vertrou dat U iets daarmee sal maak. En daarom het ons ook die vrymoedigheid om te vra vanoggend dat U wat elkeen van ons ken, U wat sien in elkeen van ons harte en wat weet wat daar aan die gang is, dat U ons harte sal aanraak, dat U dit vir ons sal beter maak, waar daar dalk kommer, kwaad, bitterheid of eensaamheid, wat ook al in ons gemoed mag wees, help ons daarmee, Here. Wil U dit nou ook stil maak in ons, en wil U ons harte ontvanklik maak vir U woord, sodat ons kan hoor wat U vir ons sê en daarvolgens ook verder gaan leef, wanneer ons vanoggend hier uitgaan en met ons lewens aangaan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ons sing voor die prediking saam uit Gesang 265, daarvan verse 1 en 2. Dit is 'n beruiming van die een artikel in die Nederlandse geloofsbelijdenis, een van die kerk se belydenisskrifte, waar ons oor God getuig, hoe ons vir God verstaan en wat hy vir ons beteken. Gesang 265, verse 1 en 2 voor die prediking. Johannes 21 vers 7, Johannes se woorde aan Petrus, dit is die Here. Broers en susters, 'n mens hoef nie ver te gaan om te hoor hoe die naam van die Here misbruik word nie. Vir soveel mense het dit al bloot deel van hulle spreektaal geword. Hulle hoor self nie eers meer wanneer hulle dit sê nie. Hoeveel te meer weet hulle ook dan nog nie eers dat hulle deur op so 'n manier praat vir God minag
en dat hulle hom eintlik spot nie. Dat hulle met hulle manier van praat en die manier waarop hulle die Here se naam gebruik vir die wêreld sê wat hulle van God dink. 'n Mens hoef ook nie ver te gaan om te hoor hoe die kerk gekritiseer word nie. Mense sê so maklik, die wêreld het by die kerk verbygegaan, die kerk het agtergebly, en die kerk moet maar mooi na homself kyk en begin dink, of hy enigstens nog relevant is vir hierdie wêreld, enigstens nog iets vir mense kan beteken in die wêreld. Dit word soms gesê dat die kerk moet bykom. Ons het verlede week aan die nagmaaltafel aangesit. En ons het gesê dat alles wat ons in daardie nagmaal erediens doen, van die opstaan uit die bank uit vorentoe stap en kom aansit aan die tafel, die nagmaal gebruik en dan terugstap na die bank toe, eintlik niks anders is as 'n gesprek tussen my en God. Gesprek waarop ek dalk sonder om 'n woord te sê deelneem en met dit wat ek doen in my handeling iets bely oor God. Vir hoeveel mense het die nagmaal nie ook maar net iets geword wat ek doen nie. Ek moet ten minste sorg dat ek met die nagmaal erediens in die kerk is en dan kan ek vir so 'n tydjie lank weer wegbly. Dis veilig. Dalk broers en susters, moet daar met ons, met mense wat die Here se naam misbruik, met mense wat die kerk onnodig kritiseer, of dalk met God die spot dryf, gebeur wat met die disippels gebeur het, toe hulle in die skei was om te gaan visvang. En Jesus dan vir die 3de keer aan hulle verskyn. Jesus word gevange geneem in die tuin van Getsemane en sy disippels los hom net daar. Hulle spat uit mekaar uit en maak of hulle hom nie ken nie. En later die aand verloon Petrus hom deur die 3de keer selfs te vloek en te skreeu, ek ken die man nie. 'n Paar dae later, na Jesus se kruisiging en opstanding, is hierdie disippels weer by mekaar, maar die deure is gesluit. Want hulle is bang dat die Jode agterkom wie hulle is. Hulle was saam met Jesus, hulle was deel van hierdie groep of hierdie beweging rondom hom, en daarom staan hulle ook die gevaar om gekruisig te word, dieselfde pad te loop as wat Jesus geloop het. En dan verskyn Jesus aan hulle. Thomas is nie by nie. En wanneer die disippels dan vir Thomas vertel, ons het die Here gesien, die Here het aan ons verskyn, dan sê Thomas, ek sal dit glo, wanneer ek die merke in sy hande en voete kan sien, en wanneer ek my vinger in die gat in sy sy kan steek, dan sal ek glo, hy het opgestaan. 8 dae later, verskyn Jesus weer aan hulle. En hierdie keer is Thomas by. Wat sê Jesus vir Thomas? Wat doen hy met Thomas? Wys hy hom die deur? Jy's 'n slegte gelowige. Jy wil nie glo nie, so ek wil niks met jou te doen hê nie, en vir God is jy onaanvaarbaar. Dis nie wat Jesus doen nie. Hy nooi vir Thomas. Hy sê, kom nader. Kom kyk. Bring jou vinger. Kom voel. En glo dan. Moenie dan meer langer ongelowig wees nie. Jesus jaag hom nie weg nie.
Hy gaan uit sy pad uiteindelik om vir Thomas te help om te glo. Want dit is wat God wil hê. Hy wil hê dat ons sal glo. Paar dae later sit Petrus en die ander disippels op die strand. Jesus het opgestaan uit die dood, hy het 2 keer aan hulle verskyn. Hulle het vir 'n paar jaar dag en nag saam met hom geleef, gehoor wat hy leer, gesien wat hy doen, en dit is skielik asof iets uit hulle lewens uitgehaal is. Dit wat betekenis in hulle lewens gegee het, is nie meer daar nie. En nou sê Petrus vir die disippels, ek gaan visvang. Ek gaan maar met my lewe aan, soos wat dit was, voordat ek vir Jesus ontmoet het, en voordat hy my geroep het, om hom te volg. En die ander disippels sê, wag, ons kom saam met jou. Ons gaan ook maar gewoon met ons lewens aan. En of dit nie genoeg is nie, vang hulle boonop daardie hele nag geen vis nie. Wanneer vissers na 'n nag se visvangs hulle nette op die strand uitgesleep het, dan het hulle vis begin verkoop. Dan het daar al groepies mense op die strand gestaan, wat hierdie vars vis wou koop. Toe die disippels die oggend met hulle leë nette op die strand aankom, toe staan Jesus ook daar en wag. En wanneer hy vir hulle vra of hulle iets gevang het, moet hulle sê, nee, jammer. Ons het niks gevang die hele nag lank nie. Hulle herken hom nie. Hulle weet nie onmiddellik met wie dit is wat hulle hier praat nie. Hierdie persoon, wat hulle nou maar vermoed het, kom vis koop die oggend hier op die strand, gee dan skielik vir hulle opdrag. Gaan terug in die water in, en gaan gooi die nette aan die regterkant van die skei uit. Dan sal julle iets vang. En dit, dat hulle skielik op die bevel van hierdie persoon wel teruggaan en die nette weer gaan uitgooi, 'n groot klomp vis vang, laat hulle iets besef. Iets is anders hier. En dan sê die disipel vir wie Jesus baie lief was, Johannes, sê hy vir Petrus, maar dit is die Here hierdie. Dis die Here wat daar staan. Dis die Here wat vir ons gesê het, gaan gooi julle nette aan die ander kant van die skip uit. Johannes sê vir Petrus, wat is hier aan die gang? Dit is die Here. En daarmee bedoel Johannes nie bloot net, dis Jesus wat daar op die strand staan. Hy bedoel hiermee, dit is Jesus, die opgestane Here, die een wat die dood oorwin het. Dis hy wat daar op die strand staan. En skielik, broers en susters, verander die hele stemming in hierdie verhaal. Omdat Petrus besef, dit is die Here wat daar staan, trek hy sy boekleed aan en hy maak dit vas, en hy spring in die water. Hy wil vir Jesus gaan groet. En dit word duidelik daaruit, dat hy aantrek. Want dit is hoe jy gemaak het, wanneer jy iemand gaan groet het. Jy het gesorg, dat jy oordentlik lyk. Hy wil eers by Jesus uitkom. En wanneer al hierdie disippels bymekaar is, dan gee Jesus vir hulle ontbyt. Hulle is skaam en hulle is teruggetrokke tydens hierdie maaltyd, want niemand kom so ver om vir Jesus te vra of dit hy is nie. Alhoewel hulle dit weet, niemand kom so ver om dit vir hom te vra nie. Hy deel vir hulle kos uit, vis en brood, wat herinner aan die keer toe hy vir die menigte mense met 5 brode en 2 visse kos gegee het. Die disippels moet onmiddellik weet,
hier is iets buitengewoon aan die gang. Want hulle ervaar eerstens weer 'n wonderwerk van Jesus. Hierdie keer 'n wonderwerk van die opgestane Here. En kyk hoe hanteer Jesus dan hierdie ongemaklike atmosfeer tussen hom en sy disippels. Hy praat met hulle. Net soos wat hy gedoen het voor sy kruisiging. Dis weer 'n intieme oomblik tussen Jesus en sy disippels waar hulle iets van hom leer. En wanneer Jesus met Petrus praat, neem hy hom nie eenkant toe. Daar alleen waar dit net hy en Petrus is en waar die res van die disippels nie kan hoor nie. Hy praat sommer hier in die groot kring met Petrus. En hy vra vir hom, Petrus, het jy my baie lief? Of Simon, die naam wat hy gebruik, het jy my baie lief? Meer as hulle almal hier. Nou kan 'n mens jouself indink hoe die ander disippels moes voel. Maar om weer terug te dink aan die aand wat Jesus gevange geneem is, dis nie net Petrus wat vir Jesus verloon het nie. Dis hierdie hele disipelkring wat hier voor Jesus sit. Want hulle almal het uitmekaar uitgespat die oomblik toe Jesus gevange geneem is. Hom net daar gelos en weggehardloop. Hy vra eintlik vir al die disippels, het julle my baie lief, meer as enige iemand anders hier op aarde? En dan is hulle antwoord ja. 3 keer vra Jesus dit. Waar Petrus 3 keer gevra is of hy vir Jesus ken en dit ontken het, is dit asof iets daarvan wat Jesus hier doen om 3 keer vir hom te vra, vir hom te sê, dink mooi terug, jy het my 3 keer verloon. En weer eens raak Petrus bedroef die 3de keer. Hy kan niks anders doen as om magteloos te voel en te huil nie. En dan antwoord hy, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. En dan gee Jesus sy opdrag vir hom. Laat my lammers wei. Pas my skape op. Alles verander. Die disippels se lewens verander ten goeie en hulle besef dat hulle hier te make het met die Here. Met die gekruisigde en opgestane Here. Ons het vroeër gesê, broers en susters, dat daar dalk met mense wat die Here se naam misbruik, met mense wat die kerk onnodig kritiseer, wat ons manier van erediens hou kritiseer, mense wat die nagmaal kom gebruik, net om maar te sê, ek was hier, mense wat hulle kinders laat doop, en dan weer vir jare lank wegbly van die kerk af, dat daar met hierdie mense, en dalk ook met onsself, dieselfde moet gebeur, as wat met Jesus se disippels gebeur het. Hulle het besef, dis nie sommer enige iets wat hier aan die gebeur is nie. Dis die Here waarmee ons besig is. Hoe gereeld besef ek en jy dit? Dit is die Here met wie ons hier te doen het. Ons kom in 'n erediens by mekaar, en ons kan so maklik dink, ons kom hier in en ons gaan sit, ons luister, ons neem deel aan die erediens wanneer ons saam sing, en ons gaan hier vandaan maar doodgewoon aan met ons lewens, soos wat Petrus en die disippels gedoen het, toe hulle sê, maar ons gaan maar weer vis vang. Besef ons, broers en susters, hier waar ons in 'n erediens by mekaar is,
het ons met die Here te doen. Besef ons dat hier in die erediens is die Here met ons besig. Dit is die Here met wie ons hier te doen het. Hoe praat ons met hom? Hoe praat ons van hom? Doen ons dit met eerbied en met ontzag? Want onthou, God is nie jou maatjie nie. Hy is God. Hy is die gans andere, die almagtige, die skepper van hemel en aarde wat my en jou ook gemaak het. Ja, ons is enige tyd by hom welkom. Ons kan enige iets wat hier binne in ons lê met hom deel. Hy nooi ons uit om dit te kom doen. En hy beloof ook dat hy vir ons nuwe krag sal gee wanneer ons moeg is. Maar hy bly steeds God. En daarom praat ons met hom en praat ons van hom met eerbied en ontzag. Wat het Moses gedoen? Toe hy hier voor die brandende bos kom staan en skielik besef, dis nie net 'n bos wat brand nie, hy het hier met die Here te doen. Hy trek sy skoene uit, want hy staan op heilige grond. Wat het Elia gedoen toe hy uit die grot uitkom en in die stilte van die windfluistering vir God ervaar? Hy het sy gesig met sy mantel toegemaak. Uit eerbied en respek, want hy het met God te doen. Is hierdie eerbied vir God, is dit nog sigbaar in hierdie wêreld waarin ons leef? Ongelukkig baie min. Veral wanneer jy hoor hoe mense praat, hoe hulle die Here se naam misbruik, hoe hulle oor die kerk praat. Is hierdie eerbied vir God nog sigbaar in elkeen van ons se lewens, oral waar ons gaan, elke dag? Dis 'n vreemde vraag vir gelowiges, maar ons moet daaraan dink en ons moet pas op, dat ons nie te gemaklik raak met God, en nie meer eerbied en respek vir hom het nie. Daarom kan dit maar met ons ook gebeur, dat ons vir 'n oomblik gaan stil staan en besef dat dit die Here is waarmee ons te maak het wanneer ons hier in 'n erediens is. Wanneer ons hier aan die nagmaaltafel aansit, soos verlede week, is dit die Here waarmee ons te doen het. Dis hy wat ons verseker, hy het die verlossing vir ons gegee, onverdiend. Wanneer ons kinders doop, is dit met die Here waarmee ons te doen het. En word 'n kind nie net gedoop omdat ek voel dis iets wat ek moet doen en dan doen ek dit. En ek raak weg vir die kerk nie. Waar ek elke oggend wakker word en dankie sê vir die nuwe dag en vra dat die Here sy hand oor my sal hou. Ook dit doen ek nie lukraak nie, want dit is met die Here waarmee ek hier te doen het. Elke oomblik van my lewe poog ek om gehoorsaam aan hom te leef. Ek kan nie vir hom gaan wegkruip nie, ek kan niks vir hom wegsteek nie. Want hy wat elke oomblik by my is, dag en nag, is die Here. Dink mooi, broers en susters, voordat jy van die Here praat, of met hom praat, en daar in jou manier van dit doen, nie eerbied en respek vir hom lê nie. Dink mooi, wanneer jy kerk toe kom. Dink mooi wanneer jy aan die nagmaaltafel aansit,
of wanneer jy dalk jou kinders laat doop, want dit is met die Here wat ons te doen het hier. Daar waar jy getroos word, en waar jy rustigheid en kalmte kry oor dit wat jou dalk mag pla, is ook dit nie sommer maar net iets wat met jou gebeur nie. Dis die Here wat dit vir jou gee, omdat hy jou oneindig liefhet. Wanneer Petrus besef dat hy met die Here te doen het hier, kry hy 'n opdrag wat hom help om te gaan lewe soos iemand wat besef dat hy sonder die Here nie kan leef nie. Jesus sê vir hom, volg my. Met ander woorde, gaan leef soos wat ek jou kom leer het om te lewe toe jy vir 'n paar jaar lank dag en nag by my was. Wees gehoorsaam aan jou Vader wat in die hemel is en gaan gee hoop deur die manier waarop jy lewe. Toon eerbied en respek waar jy met God se dinge besig is. Hy verdien dit. Want hy is die almagtige en die gans andere God. Nog een soos hy is daar nie. En wanneer jy dit besef en so lewe, dan verander jou hele manier van lewe en bely jy met die manier waarop jy leef. Die Here is elke oomblik deel van jou lewe. Ons moet daarom mooi dink, broers en susters, voor ons oor hom praat, voordat ons met hom praat, want dit is die Here waarmee ons te doen het. Nie ons maatjie nie. Amen. Kom ons sing as 'n slotsang en ook 'n slotgebed saam uit gesang of uit vonk 234, daarvan al 3 die verse. En dit is ook 'n ander vertolking van die Onse Vader gebed, waarin ons in ons lied vanoggend en in ons gebed ook iets bely van God se grootheid en sy andersheid. Ons sing dit as 'n slotsang en slotgebed en dan bly ons staan vir die seëngroet en die wegsendingslid daarna is vonk 38 verse 1, 2 en 3. Oh
ontvang nou die seën van die Here met biddende harte en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Dis vonk 38, Herman.